As mense, hier is ek terug om julle nog 'n stukkie van my lewe, my ondervinding en my oorwinnings te vertel. En wie van julle wat my nog nie ken nie, my naam is Ronke Vioen. Ek was 'n ex-priester gewees in 'n pragtige Christenkerk vir meeste van my lewe en vandag is ek 100% spiritual. Ek vertel vir julle hoekom ek Christianity gelos het. En dis juis oor hierdie dingetjies wat ek vandag gaan antwoord vir 'n dominee Arend en 'n skrifgeleerde Adrian, twee jong latte wat dink hulle ken alles. En daarom moet ek vir hulle vandag antwoord, het die kruisiging gebeur of het dit nie gebeur nie? Want hierdie latte, al die dominees is so, al die pastore is so, hulle sien dit is iets wat fisies gebeur het. Fisies. En hulle is baie vinnig om te sê, Rocco, daar's harde feite dat hierdie kruisiging kon gebeur het. Nou ja, ek het die tyd, ek het die lus. Kom, Arend en Adrian, trek 'n stoel nader, laat oom Rocco vir julle leer. Want duidelik is julle nie geleerd in alles nie. Julle is skrifgeleerdes. Jesus het mense soos julle genoem, blinde leiers, wit gepleisterde grafstene. Julle gee voor, julle is lig. Julle gee voor, julle het die Heilige Gees. En dan verkondig julle nonsens. En julle verkoop dit aan mense as waarheid. Nou kom ons kyk. Kom ons kyk. Julle sê die kruisiging het gebeur. Nou kom ons stap vir stap deur jou Bybel, jou geskiedenis, en kyk ons op wat gebeur het. Ons lees Jesus het nie net het hy op 33,000 followers gehad nie, ons glo vas dat die dag toe hy gearresteer word, het dit soos 'n veldbrand versprei en teen die tyd wat hy in Jerusalem gekom het om gekruisig te word, was daar duisende followers wat vir hom kon ondersteun het. En ek glo julle gaan saamstem. En dit was 'n stad van omtrent 85,000 mense sterk. So daar was baie mense. En julle gaan sê, ja, Rocco, jy is eintlik reg. Alright. En toe hy aan die strate gemartel, geskop en geslaan was, het hierdie followers wat Jesus hulle altyd van vertel het, van 'n God bo hom, het hulle vasgeglo dat hierdie God hom sal kom help, want dit is 'n God van liefde. En julle gaan saamstem, ja, klink reg. Alright. En ek glo terwyl hom gesmartel het hierdie volgelinge hard gebid. Ag Vader, Jesus het so baie vir jou gepraat, kom help jou seun asseblief. Ek seker van hulle kon sy pyn voel, hulle kon sy trane voel, hulle kon sy hartseer voel. Veral toe die doringkroon op hom steek en hy dik spykers deur sy hande slaan. Ek dink ek kon 'n myl ver hoor hoe hy geskreeu het. Ek dink dit het die hartpunte geraak. En die volgende oomblik lees ek daar in die skrifte dat voordat hy sy asem uitblaas, roep hy tot sy pa. Hy sê, Father, why have you forsaken me? Why did you abandon me? Markus sê so en Matteus sê so. Dit beteken Jesus het verwag sy pa gaan hom kom help. Is dit nie hartseer nie? Wat sy pa en ma wat hulle kinders liefhet, sal sy seun abandon. Ek is seker daarvan, daai duisende followers wat daar was so teleurgestel in hierdie God, wat nie sy seun wil kom help het nie. Ek is seker daarvan, hulle het hulle rug gedraai op die geloof, op die God. Dis dieselfde God, Yahweh, wat in die Ou Testament 'n human sacrifice aanvaar het. En absoluut niks gedoen het om daai kind se lewe te red. Dis dieselfde God
wat baba kindertjies doodgemaak het. Oor en oor, 2 keer in jou lewe, in jou Bybel, 'n hele dorp se babietjies doodgemaak het. Virgin dogtertjies aan soldate uitgedeel het. Dit is die God wat toe nooit opgedaag het om sy seun Jesus te red. Is dit nie verskriklik nie? Ek ken liefde. Mense, ek ken liefde. Julle kan nooit vir my oortuig dat daai is liefde. Goed, kom ons krap nou 'n bietjie dieper. Ons sien dat hierdie 4 evangelieboeke, wat hierdie 2 manne so gebruik om vir my te oortuig en vir julle te oortuig dat die kruisiging het gebeur. Kom ons ondersoek nou hierdie 4 boeke. Ons sien dat Bart Immelman, dis die enigste ding wat ek gebruik het, en nou word ek geslaan en gesê, ek sê, hy sê die kruisiging het nie gebeur nie. Kyk as dit julle woorde in my mond. Dis nou mense wat veronderstel is om heilig te wees. Kom ons kyk. Hierdie 4 evangelieboeke is gevind sonder name. Dominee Arend en Adrian, het julle nou van die mense vertel die boeke was gevind sonder name? So dit beteken dat Matteus, Markus, Lukas, Johannes het nie gelewe nie. Het julle dit vertel van die mense? Nee, julle doen nie. So dit beteken as hulle geskryf het tussen 40 en 100 jaar na Jesus, dat hulle was nie een ooggetuie nie. Dis reg so, né? Ek weet. So met ander woorde, wat het jy? Niks. Het jy enige bewyse uit die 4 evangelieboeke dat die kruisiging wel gebeur het? Arend? Dominee? Niks. Pelele. Hoekom het jy dit nog nie vir jou lede gesien nie? Alright. Kom ons krap 'n bietjie dieper. Kom ons vat die 4 evangelieboeke en sit hulle langs mekaar oor die kruisiging. Die een sê dat die oggend gebeur, die ander sê die aand gebeur. Die een sê nee, een mens is by die graf, die ander sê daar was 3 engele by die graf. Die een sê nee, dit voor die Sabbat gebeur, die ander sê nee, dit na die Sabbat gebeur. Die een sê nee, die woorde gehad by sy graf, die ander sê nee, dit was sy laaste woorde. Die een sê daar was Maria was daar, die ander sê Maria was nie daar nie. En so kan jy die 4 evangelieboeke langs mekaar sit en hulle al 4 verskil hemelsbreed oor het die kruisiging gebeur, ja of nee. As hierdie 4 apostels in die hof moes gekom het, sou die saak uitgegooi geword het, want hulle weerspreek mekaar nie met klein goedjies nie. Dis groot goed. So met ander woorde, ons het geen bewyse dat die kruisiging het gebeur uit jou 4 evangelieboeke nie. Jy het niks daarin. Alright, kom ons krap 'n bietjie dieper. Die dag toe die kruisiging gebeur het, het dit skielik nag geword, nie net in Jerusalem nie. Helde oordag raak dit nag, nie net in Jerusalem nie, maar ook die hele Afrika. En julle gaan my saam sien, kan miskien net een plek donker wees. Die mense het nie voorberei daarvoor nie. Daar was nie lighters nie, daar was nie vuurtjies nie, daar was nie vure of kersse wat gebrand het, of lampe, niks, boggerol, zilts. Skielik donker. Nadat hy sy asem uitgeblaas het. Mense val oor mekaar, kinders skreeu, mense vertrap mekaar, mense is bang. Reg. Kom ons kyk verder. Toe is daar aardbewings, mure val om, terwyl dit donker is. Dakke val in, mense kry seer, kinders word vertrap, mense gaan dood, diere is verboudereerd, en mense is, weet nie waar om te kyk, waar om te vat en waar om te gryp nie. En julle gaan my saam sê, dit is pikdonker. En die volgende oomblik staan die zombies uit die grafte uit. Die ontslape heiliges, die grafte gaan oop, so die aardbewing is nogal taamlik gewees om grafte oop te maak. En hierdie klomp zombies loop in die dorp in.
en geopenbaar hulle aan die mense. Ag, kom on mense. Nie net so donker nie, nie net is dit aardbewings nie, nou is dit zombiespook in die hele wêreld vol. Ek dink die mense het hulle gatte afgeskrik. Is dit so? Né? Arend? Alright, kom ons kyk nou wat se feite en bewyse het ons daar. Nie Jerusalem se staatsamptenare, die amptenare van omliggende dorpies soos Bethlehem en Jerusalem, Kanaan en al die plekke wat so om Jerusalem was, nie een van hulle het neergeskrywe van daai dag wat dit gesamentlik donker was met groot aardbewings en spooke wat rondgehardloop het. Hoe kan 'n hele government van Rome wat 100% akkuraat elke hofsaak, elke arrestasie en elke teregstelling neergeskryf het, totaal vergeet het om hierdie koning van die Jode, Josua, julle noem hom Jesus, hulle vergeet om neer te skryf. Here mense, hoe is dit moontlik? Ek meen hulle kon skrywe. Pontius Pilatus kon dit ook neergeskryf het. Die honderde, miskien duisende, kom sê maar honderde monks wat in Jerusalem was, wat die skryfwerk gedoen het absoluut niks neergeskryf nie. Niks, boggerel. Die soldate, duisende en duisende soldate, het niks neergeskryf. Jerusalem was bekend daarvoor gewees vir treiphandel. Handelaars wat van ver van ander stede en dorpe en lande gekom het om goed te kom ruil handel daar. Of te kom koop daar. Het niks van daai storieetjies saamgevat, gaan neerskrywe, vertel in ander lande, boggerel zilts. Niks, absoluut niks. Die omliggende dorpies skryf niks daaroor. Boggerel. Die duisende Jesus volgelinge vergeet. Hulle het hulle gat afgeskrik daai dag, hulle doodgehuil daai dag. Hulle vergeet om iets neer te skryf. Die dokters wat die volgende dag by hulle spreekkamers gekom het en gesien het, hier staan 'n myl lank lyn van mense met pyn en snying, gebreekte bene en mense wat in 'n inrigting moet kom, so gerattel is hulle. Nie een van hulle, van daai dokters skryf nie oor die, ons kan nie glo, na Christus 'n groot slagting, kruisiging, sacrifice wat daar gebeur het niks. Hulle skryf niks neer van al hierdie mense wat pyn en lyding gehad het nie. Snaaks, nee. Die begrafenisondernemers skryf niks neer. Dat skielik was daar 100 mense dood gisaand uit 85.000 mense nie, of hoeveel, paar honderd, ek weet nie. Niks. Absoluut niks. Nou sê hierdie slim Adrian, 'n skrifgeleerde. Hy sê vir Rocco, daar was bitter min mense wat kon geskryf het. Daar was duisende monks, of honderde monks, hulle kon skryf. Daar was skole in Jerusalem, hulle kon skryf. En 10 statistieke sê 10 tot 15% van die bevolking kon gelees en skryf het. Niemand skryf niks neer nie. Is julle 12? Kom ons krap 'n bietjie dieper. Hier kom Jesus. Wag, ek gaan 'n bietjie anders maak. Hier kom jou Bybels. Wat sê jou Bybels? Jou ouer Bybels. Hulle sê almal, dit was 'n paal gewees. Die oorspronklike Nuwe Testament skrifte sê was 'n paal of 'n boom gewees. Die woordjie kruis het eeue later, dekades later,
het dit skielik in die Bybel te voorskyn gekom. Nou, was dit 'n kruis of 'n paal, Adrian, Dominee? Bewys nou vir my, dit was 'n kruis asseblief. Bewys nou vir die bevolking, dit was 'n kruis asseblief. Dit kan nie, want daar staan 'n paal op 'n boom. Kerk het besluit, ons maak dit 'n paal, 'n kruis. So, ons kan eintlik regtig niks bewys, kan nie bewys as 'n kruis nie. Kom ons krap 'n bietjie dieper. Die volgelinge, onthou Jesus was genoem die koning van die Jode. En die koning van die Jode het pas die Jode gehad wat gevolg het. Wat hom tot vandag nie volg nie. Hoe is dit moontlik dat sy eie volk hom nie volg nie en sy eie volk skrywe nêrens neer in hulle geskriftes dat Jesus was gekruisig? Nêrens. Hoekom het hulle nie briewe geskryf nie? Hoekom het hulle nie gegaan en gesê, ouens, ons koning is dood gister nie? Niks. So nou sit ons met 'n probleem, want daar's bitter min bewyse dat Jesus gekruisig was. Sover is daar niks. Absoluut niks. Alright, kom ons gaan 'n bietjie verder. Apostel Paul skryf bitter min en hy gee geen bewyse van die Jesus wat gekruisig is. So jy het niks in jou Bybel wat sê Jesus was gekruisig. Jy het niks in Jerusalem se geskriftes, se scrolls, se wetboeke, niks oor Jesus se gekruisiging. Niks, absoluut niks mense, daar's niks. Alright. In Jerusalem wys hulle die mense 8 verskillende grafte. Want hierdie 2 manne vertel my nou daar's grafte en daar's die plek waar hy gekruisig is. Nee. Hierdie Adrian het in Jerusalem gaan rondtrap. Dis 'n geleerde wat gaan rondtrap het daarso in Jesus se spore. Vir hoe lank? En hy bly stil om vir ons te sê dat daar's 8 verskillende grafte, 5 verskillende plekke waar hy gekruisig is. Niemand weet wat sy graf is Jesus nie, of dit 'n graf is nie. Geen bewyse nie. En hierdie mannetjie Adrian bly stil daar. En hy wil jou laat wys, die kruisiging het gebeur. Niks, mense, niks. Ek het 'n goeie vriend, hy bly by Weskus, hy was 'n priester in die Roman Catholic Church in Jerusalem, en hy het my dit vertel. So dis ek weet ek dit. Goed, dan kom ons kyk na die volgende punte. Hierdie 2 skrifgeleerdes het ek nou al bietjie dopgehou. Sodra iemand soos ek en of hulle hierdie goed so uitpak op die tafel, dan het hulle 'n troefkaart. En hulle vertel jy nie die troefkaart hier. En daai troefkaart is, sodra iemand vir hulle op 'n punt sit en kan antwoord, sê hulle, nee, Rocco, jy is verkeerd. Tacitus, en Tiffany de Jong, en Josephus was daar, ware ooggetuie, had het geskrywe daarvan. Hulle lieg vir jou, terwyl hulle vir jou in jou oë kyk. En hulle sal nie vir jou die waarheid vertel nie. Josephus is geskrywe omtrent 60 jaar na Jesus. Plek waar het kom oor hierdie kruisiging, het hy nie baie geskrywe nie, maar hulle sê hulle kan sien daar's getemper met sy boeke. Daarom scholars stoor dit uit een kant toe sê, nee, ons kan dit nie gebruik as waarheid nie, maar dit is ook 60 jaar na het geskryf is. Maar in 'n woord, hy was nie 'n ooggetuie nie. Tiffany de Jong en Tacitus is tussen 70 en 80 jaar na Jesus. Nie een van hulle was 'n ooggetuie nie. En hierdie 2 mannetjies verkoop dit aan julle asof hulle daar was en saam gehuil het. Dis nou 'n dominee en 'n skrifgeleerde wat staan vir waarheid. Swartjie, om verstaan hoekom Jesus sulke mense blinde leiers genoem het. Nou kom ons krap 'n bietjie dieper en ons gaan 'n bietjie buitekant hierdie kring of die kruisiging regtig gebeur het. En ons gaan kyk, daar was plus minus 80, maar kom ons noem nie 'n nommer. Ek sien 100% seker en kon 70 ook gewees het.
maar daar was baie evangelieboeke geskryf in Aramees en omliggende tale, in die tale van Jesus en die mense in daai tye. Geskrywe in Jerusalem en daai plekke daar rond. En van hierdie dosyne evangelieboeke wat daar was, praat 90% bitter min praat van 'n fisiese kruisiging. Inteendeel, meeste van hulle noem nie eens die kruisiging, maar praat bitter min van 'n fisiese kruisiging. Rome het daai boeke verwerp. Ek sê nee, ons wil daai boeke gebruik hier. Dit praat nie dieselfde as wat jou 4 evangelieboeke praat wat geskryf is deur geen ooggetuie nie. Wie wat snaaks is dat Rome daai evangelieboeke verwerp het, wat anders te praat as jou evangelieboeke, maar nie net dit nie, hulle gaan kry op hulle eie stoep. 4 evangelieboeke, geskrywe in Hooggrieks, in hulle eie land. Ag, come on mense, maak mos nie sin nie. Waar is julle dat die apostels vakansie gegaan het Jerusalem, Rome toe om boeke te gaan skrywe? Maak nie sin nie, ne? Wat hierdie mense nie vir julle vertel is dat die apostels kon nie eens lees en skryf nie. Nog minder in Grieks. Is dit nie weet nie? Hoekom sê ons in boeke buite ons Bybels, wat nie in jou Bybels is nie, soos die boeke van Thomas, die boeke van Philippus, die apokryfe van Petrus, the second treasure of the great set, the gospel of Judas, the infancy gospel of Thomas, the gospel of Maria, and the detached, and the shepherd of Hermas. Hoekom sê daai boeke nie vir ons duidelik dat daar 'n kruisiging was nie? Party van hulle noem dit, maar hulle sê dis 'n geestelike kruisiging. Dis nou boeke wat julle nou self kan gaan naslaan, buite jou Bybel, om te kyk of die kruisiging letterlik gebeur het. Hoekom sou daai boeke nie genoem het dat hierdie kruisiging wel plaasgevind het nie? Soos wat julle tweeetjies en al die ander dominees en pastore dit aan die mense bring. Daarom sê ek staan vir waarheid. Ek haal die goed uit, sodat almal dit self kan gaan ondersoek. Hoekom het die Judaïsme, die eerste vorm van Judaïsme, het geglo dat die kruisiging is geestelik, en jy moet geestelik sien, en daai mense was baie diep spiritual, totdat afsplinters gekom het, soos die Judaïsme, Sadduceërs en die Judaïsme, Fariseërs. Dis nou die goed wat Adrian geleer het, uit daar geleer. Jesus het gepraat teen die Sadduceërs en Fariseërs. Hoekom geleer die manne nog steeds die mense se gelowe? Dis hoekom hy nog steeds so blind is soos 'n mol. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Die Gnostics het geglo dat die kruisiging was geestelik. Die Essences het geglo dat die Bybel is, die kruisiging was geestelik. Dis hoekom toe Rome Christianity oorneem en die naam hijack, wat doen hulle? Hulle raak onmiddellik ontslaaf van die Gnostics, die Essences en die en alle ander gelowe wat teen hulle gepraat het, wat die storieetjies nie soos hulle sien. So met ander woorde, Arend, Dominee en Adrian, wat het julle om te bewys Josia en wie was gekruisig? Niks. Absoluut niks. Goed. Dis hoekom oom Rocco sê, in my oë het die kruisiging nie gebeur. Maar ek kan julle vertel wat ek wel dink. Kom ek wys julle wat ek dink. Ek dink dat een is dat Jesus wat nie eendag geglo het aan jou Christianity nie, en nie eendag in jou Bybel geglo het of het gelees het nie,
en nie eendag geglo het in julle kerke behoort nie. En dat hierdie Jesus, wat Josua sy regte naam is, Josua, want so 200 jaar terug het hulle sy naam verander na Jesus toe, maar voor dit was dit Josua gewees. En hierdie Jesus, wat gemeditate het, hy het gevaast, hy het nie geglo aan kerke nie, hy het geglo in die God in homself, en hy het geglo dat almal kan soos hy word, het nie eendag geglo in Christianity of dit beoefen nie. So met ander woorde, ek verstaan dat Rome wat Christianity gevorm het soos hy vandag is, het ons probeer wegbring van die manier hoe Josua geleef het. En ons kom sit in 'n system waar ons beheer geword het. Want nou sê die kerk vir jou wie jy mag, wat jy mag lees en nie mag lees nie, wat jy mag doen en nie mag doen nie, wat is sondes en wat is nie sondes nie, hoeveel geld jy moet offer vir die kerk, moet gehoorsaam wees tot die wette en die reëls van die kerk, jy moet mag nie teestribbel nie en moenie die Bybel bevraagteken nie en jy het 'n middelman nodig om by God te kom, waar Josua nooit geglo het 'n middelman nodig het. So met ander woorde, van Josua se manier van glo wat vryheid was, waar hy gesê het God is in jou en jy met die God in jouself awake en net jy alleen dra die pakkie, jy het nie 'n middelman nodig nie en jy moet Christus in jouself awake, aanwakker. En hy het vir hulle geleer om dit te doen, daarom het vroeë Christene baie gepraat van the way, nie follow me and pray to me and worship me nie, the way, it's a way of living to become free. En Rome het verander in 'n system waarin jy vasgevang word. En Josua het sy lewe, met ander woorde sy rappie, sy aande by die dans, sy vasvang, sy simpel wees langs die vuur, hy het al sy dinge, sy lewe eenkant toe gestoot, om altyd mense te help. En Rome kon nie dit hanteer nie, want as ons nog altyd vir mekaar gehelp het jy nie 'n kerk nodig gehad nie, jy het nie 'n priester nodig gehad nie, jy het nie 'n middelman nodig gehad, jy het nie 'n Bybel nodig gehad nie, jy het niks van daai goed nodig gehad nie. Daarom het Rome hierdie kruisiging storieetjie gecreate, om vir ons te sê, nee, hy is dood op 'n kruis, sit hier by die bankie, hy gaan kom, ek weet nie, môre, vir die laaste 2000 jaar is dit môre, een van die dae, sit hy nie so, wees gehoorsaam, moenie teestribbel nie, aanvaar alles wat jy hoor, betaal net jou 10de, asseblief, moenie die 10de vergeet nie. In my oë het Rome hierdie kruisiging gekry. En toe hulle dit gedoen het, toe kry hulle mense in 'n system. Nou sit almal aan wag vir 'n Jesus om die wolke te kom. Nou kom om Rocco by ietsie anders toe. Wat is die waaragtige kruisiging? Jou Bybel sê die natuurlike liggaampie is net 'n aardvat. En jou Bybel sê dit het geen doel, behalwe as 'n voertuig om jou te vat van punt 1 tot punt A tot punt B. Is ek reg? Dit is 'n wissel. Goed. Jou Bybel sê dat in die wissel is 'n siel. En almal van ons het siele. En daai siele is gebore uit God uit. Daarom het alle Bybels voor King James gepraat van the sons of God. Baie sons. Even jou Bybel praat van die seuns van God. Ons is almal kinders van God, gebore uit God uit. Net so was Jesus gebore uit God uit. Nie die mens Jesus nie die naam Jesus nie, die siel wat binne in Jesus was. Dit was die seun van God. En daarom het Jesus gesê, alles wat ek kan doen, kan julle doen ook meer, maar dit is 'n verandering. Jy moet afsterwe, jou ego, jou groot wees,
jou the big I am, jou verkeerde dinge wat jy doen, jou afpraat op mense en op kerke, daai moet uitkom. Jou I know everything, moet jy afsterwe. Met ander woorde, dis 'n innerlike kruisiging, sodat jy jou wil, jou ego, kruisig, afsterwe. En wanneer jy hierdie ding afgesterwe het, nou begin mense anders te kyk na jou. Want jy vat nou hierdie Christusgawe, Christ conscious, Dominee Arend, ek sien jy het hom verkragt nou die dag. Christ conscious is daai innerlike wetend wat is reg en verkeerd. Voordat jy iets steel en weet jy is verkeerd. Jy weet jy jaag aan. Voordat jy iemand doodmaak, weet jy dit is verkeerd om hom dood te maak, want jy het jou innerlike waarheid wat in jou is. Christ conscious is wanneer jy besef, ek moet die lig wees en dit word. Ek kan nie myself heilig hou as 'n dominee en ek gebreek kerke af hê. Hoe reak jy dit doen? To be a light, you always have to be positive. You have to become the light. Christ conscious is om alle mense te respekteer en lief te hê. Alle lewe is Christ conscious, want jy weet alles het siele. Christ conscious is om ou mense en kinders te respekteer. Nie uitdeel aan soldate nie, soos wat die Bybel God het gedoen het nie. Nie kinders doodslaan teen klippe soos wat die Bybel dit sê nie. Nie kinders uit maagheid van vroue uitsny soos wat die Bybel God dit beveel nie. Nee. Christ conscious is om alles lief te hê, elke plant, elke mens, elke dier. Dis Christ conscious. Christ conscious is om 'n lig te laat skyn deur jou, sodat mense kan sê, waar is God nie in jou is nie, is daar geen God nie. Nou kom ek vertel jou ietsie wat julle twee nie vir die mense vertel. Jou Bybel sê, ons moet God gelyke wees. En as jy jou wil afgesterf het, gekruisig, geestelik gekruisig het, dan wat bly oor? 'n pure vessel, pure van mind, dis hoekom het Jesus geglo aan meditations en afsondering, en met hierdie Christ conscious in jou, wat jou lig laat skyn, kan mense sê, waarlik waar, as God nie in jou is daar geen God nie. So dis 'n geestelike kruisiging, terwyl julle twee mense blind hou met tekste en goedes wat geen waarde en geen krag het nie. Nou ja, ek dink, dit is seker genoeg, of julle nog hê. So, op die einde van die dag, as ons nou mooi gaan kyk, gaan ons sien dat die vroeë Judaïsme, nie daai wat Arend en Adriaan gaan opswat het nie, nee, ek praat van die vroeër, wat baie meer spiritual was, die Exensis, en natuurlik ook die vroeë Gnostics. Het lyk my baie nader aan die waarheid gewees oor wat die ware Christus kruisiging was, as wat julle damduikers is. Nou ja, mag julle 'n pragtige dag hê. Groete. En hoekom skryf hierdie 4 apostels nie dieselfde tyd die boeke nie? Hoekom het hulle nie almal om een tafel gesit nie? Of ten minste 'n jaar het mekaar uit nie, of 6 maande nie. Nee, wat? Hierdie apostelboeke is geskrywe 40 jaar na Jesus dood is, toe 60 jaar na dit dood is, toe 75, 80 jaar na dit, en toe 100 jaar na dit dood is. Kom en sê vir my, Apostel Paul se boek is net gevat, geupgrade, 20 jaar later upgrade hom weer, 30, 40 jaar, nog 'n keer en nog 'n keer en nog 'n keer. Die 4 evangelieboeke is upgrade boeke deur die kerk self. Dit is wat common sense vir my sê,
En daai boeke dra gou geen water nie. En die ware evangelieboeke wat verwerp is, het 'n ander storie vertel, daarom het die kerk hulle een kant toegestoot en sê, ons glo nie in daai boeke nie. Alright, so kom ons kyk nou op aan nog feite en bewyse. Kom ons kyk 'n krap 'n bietjie dieper. Ons gaan na Jesus se eie broers toe, wat ook apostels was. En ons vind daar, dat nie een van hulle skryf in hulle boeke van 'n kruisiging. Dis nou mense wat saam met Jesus balle geskop het, saam met hom stout gewees het, en saam met hom vis gevang het. Hulle het hom geken. Hy skryf niks, my broers God, en my broers vermoor nie. Niemand skryf niks. Maria, die ene wat Jesus liefgehad het, jou Bybel sê, het haar gesoen. Ons Bybel sê, hulle het hom Rabbi genoem, so miskien was hulle getroud. Ek het nog nooit gesê hulle was getroud nie. Ek sê, daar was 'n moontlikheid dat hulle getroud was. Daar's geskrifte buite die Bybel, wat noem, soos die Straals van Indië, en 'n paar ander geskrifte wat praat van hulle twee wat baie naby mekaar was, en alles saam gedoen het. Sy was 'n was gesien as gelyke as hy. En waarom sê ek weer, daar sprake dat hulle getroud was, en daar sprake dat hulle kinders kon gehad het. Ek sal nie twyfel nie, want om 'n rabbi te wees, moet jy getroud wees, maar niemand kan dit bewys nie. Niemand kan bewys hy was getroud of hy was nie getroud nie. En jy, Dominee en Arend, julle weet, dit kan nie bewys word nie. Kom ons kyk verder. En hierdie Maria skryf in haar boeke niks van my geliefde of my vriend of my man is wreed vermoor deur Rome op die mees barbaarse manier. Hoe kan ware ooggetuie niks sê nie? Hoekom sê die boeke van Thomas die kruisiging het nie gebeur nie?